maar ons gaan begin spoed optel met die vertellings, maar u kan blaai na Genesis hoofstuk 17 en ons gaan die laaste klompie verse van hoofstuk 17 lees, vers 15 tot en met vers 27. Genesis 17, ons lees vanaf vers 15 en ons gaan vorder tot by vers 27. So ons begin so 'n bietjie vinniger vorder. Genesis 17 vanaf vers 15, in die ou vertaling klink dit so. Verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. En ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seun gee. Ja, ek sal haar seën sodat sy tot nasies sal word. Konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word? Of kan Sara, wat 90 jaar oud is, baar? En Abraham sê aan God, ag, mag Ismael lewe voor u aangesig. Toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor. Kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek, en ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. En nadat hy klaar met hom gespreek het, het God van Abraham af opgevaar. Daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abraham, en hy het die vlees van hulle vooruit nog op daardie selfde dag besny, soos God met hom gespreek het. En Abraham was 99 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. En sy seun Ismael was 13 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny, en al die manne van sy huis, die wat in sy huis gebore en die wat van vreemdelinge met geld gekoop is saam met hom besny. Ons lees tot daar in die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam. Ons vra dat die Here vir ons sal seën deur sy woord. Ons wonderlike Hemelvader, U is ons aanbiddelike Skepper Heer. Vanoggend wil ons U loof en ons wil uit U hand ontvang al die goeie wat U vir ons gee. Ons sien die heerlike reën, sedert gister al is daar lieflike reën wat val. Ons het so nood aan water uit die hemel, en ek besef terdee, daar sal plekke wees waar daar oorstromings is, daar is maar altyd gevalle van skade, maar uit U hand ontvang ons die goeie, en uit U hand moet ons ook die slegte ontvang, omdat dit is wat U vir ons beskik, dit is wat U vir ons afgeweeg het. Daarom wil ons U loof, daarom wil ons U naam prys. Ons wil saam met die profeet Jesaja sê, o Here van die leerskare, God van Israel wat op die gerubstroon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. En ons weet deur die woord, U heers, U dra ook ons deur U mag. Ons bestaan deur U instandhoudende krag elke dag. Dankie dat ons nou 'n Bybel kan oopmaak en dat ons hier kan lees, selfs in Genesis, en ons word geleer van Abraham se geloof, maar ek wil bid dat ons geloof sal groei wanneer ons hierdie dinge bestudeer. U het dit vir 'n bepaalde rede vir ons gegee, en ons wil dit nie maar net sien as geskiedkundige data nie, ons wil graag onsself daarin sien, ons wil onsself daardeur voed, want dis U woord wat vir ons gegee word vandag.
Kom praat met ons, hier in ons midde. Dis dalk koud buitekant en onplesierig. Ons het 'n plek waar ons veilig kan wees, waar ons warm kan wees, beskut is, en ons kan sit en indrink dit wat u Gees aan ons gee. Sal u met ons kom praat? Sal u uself aan ons openbaar? Dis die gebed van hierdie gemeente. In Jesus se naam. Amen. James Boyce praat by geleentheid van 'n Chinese evangelis. Sy naam is Leland Wong. En hy sê Leland Wong het op sy korrespondensie met die briefhoof bo aan, het hy 3 versies, die woorde van 3 versies, elke keer uitgestuur. Dit was op sy briefhoof, so elke korrespondensie wat van Leland Wong uitgegaan het, het hierdie 3 verse opgehaal. Eerst die woorde van Joshua, en ek gaan dit vir die lees in die Engels, want dit is baie mooi in die ou King James, soos wat hy dit gehad het. Die woorde van Joshua 10 vers 13. And the sun stood still. Tweedens, die woorde van 2 Kings 6 verse 6. 2 Konings 6 vers 6. And the iron did swim. En dan derdens, die woorde van Psalm 48 vers 14, wat in die Afrikaanse vertaling vers 15 sal wees, en daar staan, This God is our God. En die punt wat Leland Wong gemaak het met die versies op sy briefhoof, is dat hy 'n verklaring wou maak. Hy wou sê, as jy sê jy is 'n Christen, dan is hierdie God jou God. Dit beteken jy glo in die God van die onmoontlike. Jy glo aan hierdie God, wat die God is, wat onmoontlike dinge doen. Dis waaroor ons vanoggend met u praat. In hierdie gedeelte, baie bekende gedeelte, jy het dit sekerlik al gelees, jy weet, ken die geskiedenis. God is besig om Abraham te leer. Ons kyk vinnig na die konteks. God is besig om Abraham, hierdie een wat hy gekies het, wat hy uit die land van Ur van die Galdeërs geroep het, wat hy afgesonder het, met wie hy 'n verbond gemaak het. God is besig om hom te leer dat hy 'n God is wat beloftes hou. En hy doen in Abraham se lewe iets besonders. Want hy leer hom, en die middel wat hy gebruik is Abraham se intense begeerte vir 'n nageslag. Hy wil so graag hierdie nageslag hê. Hy en sy vrou wou 'n seun hê, en dit moet sy erfgenaam wees. Maar om sy punt te maak, doen God presies die teenoorgestelde as wat ons baie keer doen. Ons sal ons kinders vat, en as ons hulle iets wil leer, en ek weet in ons geval is dit so, vra die kind 'n vraag, en dan sal ma sê, en dan begin sy met die woord, sy begin al die antwoord gee, want ons wil dit makliker maak vir die kinders. God maak dit nie makliker nie, God maak dit moeiliker vir Abraham. Hy rek hierdie belofte, hy strek hierdie belofte, hy maak dit moeiliker vir Abraham om te glo. Hy maak dit al hoe moeiliker vir Abraham om hierdie geloofsgroeiproses deur te gaan, en tog groei Abraham se geloof. Nou ons gaan vanoggend kyk na hierdie gedeelte, en ek het net 3 hoofpunte vanmôre, na aanleiding van hierdie geloof. Ons praat oor van die God van die onmoontlike, maar ons gaan kyk na die beloftes wat God vir hom gegee het, want dit word bevestig in die gedeelte ook. En 3 hoofgedagtes gaan soos volg. Die eerste gedagte, God maak beloftes om ons te help. God maak beloftes om ons te help. Nou op 75-jarige ouderdom het Abraham in die land Kanaan ingekom. Nou, nagenoeg 25 jaar later, Abraham is 99, Sarai, sy vrou, bykans 90, hy sê sy is 90, nou raak dit net meer en meer onmoontlik om die belofte wat God gegee het, te sien gebeur. Want menslik gesproke, kan jy maar sê, dit gaan nie gebeur nie. Menslik gesproke, dis tog onmoontlik. Dis in hierdie konteks wat die Here vir Abraham sê, Genesis 17 vers 16, en ek gaan net die eerste paar woorde lees. En ek sal jou uit haar ook 'n seun gee. Dis die konteks waarin God vir Abraham sê, ek sal uit haar, dis nou uit sy vrou Sarai op hierdie stadium,
ek sal uit haar ook vir jou 'n seun gee. Waarom gee God enigstens 'n belofte? Waarom gee hy 'n belofte en dan raak dit moeiliker en moeiliker soos wat die tyd aanstap? Want God wys hier deur sy getrouheid. Hy verheerlik homself. Hy wil sy grootheid hierdeur groter laat blyk. Hy wil dit 'n megafoon wil hy gebruik om sy heerlikheid op te blaas as het ware. En hy oefen Abraham se geloof. En deur hierdie studie word Abraham se geloof geoefen, maar ek hoop dit oefen ook ons geloof, want ons moet hierna kyk en ons moet sê, dis asof dit nou gebeur. Dis vir my ook om te leer en om te glo, sodat ons kan glo wat die Bybel sê, ongeag wat mense sê. Ongeag of dit logies klink. Ongeag hoe dit lyk. God wil hê, ons moet in die woorde van 2 Korintiërs 5 wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Wat beteken? Al sou almal in hierdie rigting gaan, al sou die hele wêreld in 'n sekere rigting gaan wat verkeerd is, en ek sê nee, dis nie wat die Here wil hê nie, ek gaan in die ander rigting, dan beteken dit nie jy stroom op nie, dit beteken jy het geloof, want jy glo dit wat die Bybel sê, en jy doen wat die Bybel sê. Dis om te wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. 1 Tessalonisense 5 vers 24 sê, hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Wat God ook al beloof, dit sal hy doen. Maar verder, kom die Here en hy verander die naam van Abraham. Ons het daarvan gelees in vers 5, toe ons dit hanteer, die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk. Hy verander sy naam van die vader van baie, na die vader van menigte. So dit raak net erger. En ons het nog gesê, dit was 'n bietjie van 'n dit was 'n verleentheid al vir Abraham, om vir die mense te moet sê, my naam is nou nie meer Abram nie, my naam is nou Abraham. Maar Abraham, daar's nie eintlik baie kinders om van te praat nie. Nou sy vrou word nie uitgelaat nie. Ons het gelees in vers 15. Verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. As jy na die Hebreëus gaan kyk, dan is die verskil tussen Sarai en Sara is die persoonlike voornaamwoord daarmee saam. Sarai, my prinses. Dit was 10-1 wat haar pa genoem het. Ons sien ons nou pa's vat die klein dogtertjies en hulle is so pragtig. Jy is my prinsesie. Dis heel moontlik wat sy pa gedoen het. Sarai het hy haar genoem, sy pa, of haar pa verskoon, het haar Sarai genoem, en so het Abraham met haar getrou. Maar nou sê die Here, sy sal wees Sara, wat beteken die prinses, of 'n prinses. Dis 'n algemene een, want dit was in 'n tipe profesie, in die lig van dit wat God nou gaan sê, en toe het ons gelees vers 16, ek sal haar seën, en jou uit haar ook 'n seun gee, ja, ek sal haar seën, sodat sy tot nasies sal word, konings van volke sal uit haar voortkom. So sy sal nie meer my prinses, sy is nie meer net jou prinses, of iemand se prinses, haar pa se prinses nie. Sy is nou regtig die moeder, as jy wil, van almal wat sal glo. Dis dieselfde belofte wat van Abraham gesê word nou van haar as die moeder gesê, want God gaan deur Abraham en Sara 'n erfgenaam gee, en daaruit sal sy volk gebou word. God sal die belofte waarmaak van haar naam. Sy sal prinses wees. Sy sal nie net die moeder van die nasies en konings word nie, maar sy sal ook die koning van die nasie, Israel. En die koning, dis Jesus, sal sy word. So jy sien, God vra baie meer van Abraham se geloof, né? Hy vra baie meer van sy geloof op hierdie stadium. En nou lees ons vers 17, toe val Abraham op sy aangesig. En hy lag en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 jaar oud is, baar? Met die eerste lees van die vers, lyk dit asof Abraham se geloof het nou breekpunt bereik, want hierso breek dit nou. Hy glo dit nie regtig. Dit lyk so. Maar ek dink tog daar's redes om positief te wees oor ons vader Abraham as die vader van die gelowiges. En let op. In die eerste plek, let op die woorde,
Abraham val op sy aangesig. En wat jy daarin sien is aanbidding, onderdanigheid. Dis 'n belangrike ding om raak te sien, want dis wat hy doen. Tweede plek, daar's nêrens eers 'n suggestie daarvan, dat God Abraham berisp vir sy ongeloof nie. En kan ek jy daaraan herinner, God hoef nie te wonder of te raai wat gaan in Abraham se hart aan nie. Dit wat vir ons neergeskryf is, het God geweet. Hy het geweet, Abraham het dalk in sy hart gelag en gesê, kan daar een vir my gebore word, en vir Sara, jy weet die omstandighede. Maar ten spyte daarvan, God berisp hom nie vir sy ongeloof nie. Ons sal later sien in Genesis 18, as ons vorder, hoe Sara berisp sal word, of hoe daar van haar gepraat sal word, want sy het gelag, sy het letterlik gelag, maar daar was ongeloof betrokke, en God het haar berisp, daar was 'n gevolg daaraan. Maar die derde rede waarom ek sê dit is tog positief, is omdat Abraham sy vrou wel Sara noem. So hy handel, hy aanvaar die naamsverandering wat die Here gee, hy aanvaar dit as 'n belofte. Dis 'n baie goeie teken van geloof, want geloof wys werke, wys vrug. En die vierde laaste rede wat ek wil noem is die Nuwe Testament se getuienis. Paulus skryf van hierdie situasie in Romeine 4 vers 21 en hy sê, en hy verwys na Abraham, en Abraham was ten volle oortuig dat hy, dit is God, ook die mag het om te doen wat hy beloof het. So wat gaan hier aan? As jy die vers lees waar hy sê, Abraham het in sy hart gelag en gedink, kan dit wees? Wat gaan dan hier aan as dit nie ongeloof is nie? Met die 4 punte waarom ek vir die gevrees het, dit nie ongeloof is nie, wil ek die volgende sê. Een van die kerkvaders, Ambrosius van Milaan, hy het gesê, dat Abraham se lag, was nie 'n lag van ongeloof nie, maar 'n lag van blydskap. Hy het half, hier daai blydskap lag van, kan dit wees? Abraham was verstom en verbaas te gelyk in sy hart, en daarom sê hy in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is 'n kind gebore word? Jy weet daai half laggie, soos 'n oupa sal lag? Of kan Sara wat 90 jaar oud is baar? Johannes Calvin skryf oor die gedeelte en hy sê, Abraham was so verbaas oor hierdie belofte, was so verbaas oor dit wat God vir hom sê, dat hy verward was. Hy het dit geglo, maar hy was verward. Nou die beste manier vir my om dit te verstaan, en om dit aan u oor te dra, Abraham se wil was onderdanig aan die Here. Dit wys hy in sy hele optrede. Sy wil was onderworpe, onderdanig aan God se plan. Maar sy hart kon dit nie verstaan nie. Sy verstand kon dit nie lekker. 1 en 1 het nou nie 2 gemaak nie. En dis wat ons hier sien. Die afwesigheid van die teregwysing sê egter vir ons iets. Ek dink dit sê vir ons kan eerlik wees met die Here. Hy wat jou hart ken, jy kan eerlik wees met hom. Ek dink dis 'n baie mooi illustrasie van iemand wat sukkel om die beloftes van die Here te glo, om vir die Here te sê, Here, ek onderwerp my aan u wil. Maar ek kan nie sien hoe dit gaan gebeur nie. Ek glo, dis vir u moontlik, alles is vir u moontlik. Maar sjoe, dit sal lekker wees om dit te sien. Om so met die Here te praat. Dis tog hoe ons persoonlike gebedslewe behoort te lyk. Wanneer ons sukkel om sy beloftes te glo, wanneer ons sukkel om te sien hoe iets gaan plaasvind in my lewe, iets wat die Here beloof het, dan behoort ons op dieselfde manier eerlik te wees. Onthou, hy ken jou hart. Hy weet waar staan jou geloof. Hy sal jou nie versoek. Hy sal jou nooit toets bo jou krag nie. Maar hy weet, so wees eerlik met hom. Nou ons ken die frustrasie van die lewe, né? Ons ken die frustrasie van hou die Here vas vir iets, en daar is 'n belofte in die woord, en ek is weer versigtig om te sê, moenie sommer enigiets vat en sê, dis wat die Here vir my beloof het, en dan haal jy die versie uit konteks uit, en al die tipe van dinge nie. Ek praat van, op die beginsels van die woord gebou, hier is wat God beloof, en nou hou ons daaraan vas, en die frustrasie kom in, wanneer ons dit nie sien gebeur nie. En die maande gaan verby, skeur die bladsye van die kalender af, en dit gebeur nie. Naderhand is daar jaar en jaar na jaar, en dit gebeur nie. Ons ken daar die frustrasie. En dan moet ons onthou, ek gaan net so 'n bietjie teruggryp na 'n vorige boodskap. Ons het te doen met
El Shaddai. Hoe die Here hom aan Abraham aan die begin van die hoofstuk bekend gemaak het. Ons het te doen met die een wat beloof is El Shaddai, die een wat magtig is om te doen wat hy beloof. Hy sal nooit iets beloof en dit nie doen nie. Die woorde van Jeremia 32:27 het ek genoem. Kyk, ek is die Here, die God van alle vlees. Sou enige ding vir my te wonderbaar wees, sal ek iets beloof wat ek self nie kan doen nie? Sal ek iets beloof en dit net vergeet? Die antwoord hierop is 'n retoriese vraag. Is iets vir die Here te wonderbaar? Nooit. Daar's niks vir die Here te wonderbaar nie. Nou hier is 'n praktiese voorbeeld. Dalk bid jy vir die redding van iemand se siel. Jy bid vir die redding van 'n geliefde, miskien 'n man of 'n vrou. Dalk 'n kind, dalk 'n ouer, familielid, kollega, buurman. U bid vir die redding van 'n siel. Hoe moet ons bid? Hoe moet ons daaroor dink? Bid tot El Shaddai. Jy kan sê, Here, ek kan nie sien hoe dit gaan gebeur nie. Maar ek bid tot die God vir wie niks onmoontlik is. Ja, as illustrasies. As ek dink aan illustrasies in die Bybel van die mees, jy weet die ou wat jy gedink het, hierdie ou kan nie gered word nie. En tog weet ons hy's gered. Dan dink ek altyd aan Manasse. Die koning, die goddelose. Ek meen, hy het kinderoffers in Israel ingevoer. Hy het die aanbidding van Kamos, die goddelose afgod, het hy ingevoer. Hy het dit nie net toegelaat nie, hy het dit ingevoer. Hierdie goddelose Manasse het God gered. Hoekom? Want hy's El Shaddai. Hy kan doen dit wat hy beloof. Miskien twyfel u aan iets baie meer persoonlik in u heiligmaking. En ek weet daar's mense hier, want ek self moet baie keer sê, jong, hier's 'n kwessie wat vir my, dit lyk net asof ek nooit hierdie ding gaan wen nie. Dit lyk net asof ek nooit die top van hierdie berg gaan bereik nie. Want die Here wil hê ek moet nederig wees, of die Here wil hê ek moet so wees, en ek is dit nie. Ek praat so gou, ek tree so gou op, my hart is boos, en u twyfel aan hierdie heiligmaking, en jy sê vir jouself, dit lyk net asof ek nooit hierdie stryd gaan wen nie. Wat is die belofte van die Here? Ek dink aan Romeine 8:29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Dis die belofte van die Here vir sy kinders. Jy hoef nie in ongeloof, maar net voor te ploeter en te sukkel met een of ander sonde, al is dit 'n heersende sonde. Die Bybel sê, God se belofte is, hy sal jou soos Jesus maak, al is dit met sy hulp, sy hand van dissipline, altyd liefdevol, maar sy hand van dissipline kan in jou lewe baie groot rol speel. Want soms moet hy my liggaam selfs breek, om my hart oor te draai, om te draai na hom toe. God maak beloftes om ons te help. Tweede hoofgedagte. God se beloftes word soewerein gegee. Wat beteken? Hy gee dit soos hy wil, vir wie hy wil, wanneer hy wil, want dit is soewerein. God se beloftes word soewerein gegee. Kyk na vers 18 wat ons gelees het. En Abraham sê aan God, ag, mag Ismael lewe voor u aangesig. So die Here sê vir hom, hy bevestig die belofte, jy sal 'n nageslag hê. En Abraham sê, mag Ismael lewe voor u aangesig. Abraham kyk uit 'n menslike perspektief, en nou bid hy vir sy seun Ismael. Hy bid vir sy seun, die seun wat hy verwek het by Hagar, by die slaaf, by die slavin. Hy bid vir Ismael. Wat 'n voorbeeld vir ons as ouers. Wat 'n voorbeeld vir ons as jy dalk 'n oupa en 'n ouma vanoggend sit. Wat 'n voorbeeld om te bid vir ons kinders, om te bid vir ons kleinkinders. Matthew Henry skryf oor die gedeelte en hy sê, the great thing we should desire of God for our children is that they may live before Him. That is, that they may be kept in covenant with Him and may have grace to walk before Him in their
rightness. Dis die belangrikste ding wat jy bid vir jou kind. Dis die belangrikste ding waarheen jy werk vir jou kind. Dit help nie, ons gee ons kinders al die voorregte van die wêreld, al die geleenthede wat geld kan koop, maar jy leer hom nie aangaande die Here Jesus nie. Bid vir jou kind. In die kerkgeskiedenis is daar ook 'n baie mooi illustrasie hiervan, en ek wil net vinnig vir u vertel. Jy kan dit self gaan lees as jy wil. Daar was by geleentheid 'n ma, en haar naam was Monica. Monica het gebly in 'n heidense Romeinse provinsie van Numidië, dis die hedendaagse Algerië, Noord-Afrika. Monica was getroud met 'n heiden. Haar man wou niks met die Here te doen gehad het nie, maar sy en haar man het 'n kind gehad, 'n seun, en die seun se naam was Augustinus, wat ons nou leer vandag ken as Augustinus van Hippo. Maar Monica het gepleit vir haar kind Augustinus se redding. En Augustinus het nie die Here geken nie, want hy's grootgemaak met heidense gebruike. Monica se invloed het getel en hy was geleer, maar hy wou dit nie volg nie. Op 'n stadium in sy tienerjare en later na puberteit selfs, het hy saam met die jong manne van sy tyd so vleeslik gelewe dat daar promiskuïteit en seksuele losbandigheid en hierdie goed was deel van sy lewe, en Monica het nie opgehou bid nie. Sy het aangehou bid en die Here vertrou vir die redding van haar seun. En op 'n dag, toe sê Augustinus, hy het 'n briljante brein gehad, en hy het uitgestyg in die in debatvoering en filosofie en hierdie dinge gestudeer, en hy het uitgestyg bo sy maats, maar hy het 'n geleentheid gekry en hy besluit hy gaan Rome toe. En Monica se hart breek in haar binneste, want sy weet Rome is selfs nog meer dekadent as Hippo waar hulle gebly het. En sy bid, die geskiedenis sal sê, sy het reg deur daardie nag gebid dat hy nie op die skip moet klim en Rome toe moet gaan nie. Sy bid en sy vertrou die Here. Here, laat iets net sal gebeur dat hy nie Rome toe sal gaan nie. Sy bid reg deur die nag. En die volgende oggend toe sy hom soek, raai wat het gebeur? Augustinus is op die skip en die skip is Rome toe. In Rome gekom het hy voortgegaan met sy goddelose lewe, losbandigheid. Maar hy het te doen gekry, hy het later wil hy verder studeer en hy kom onder die invloed van iemand wat vir hom sê hy moet Milaan toe gaan. En in Milaan op 'n dag gebruik die Here hierdie gebede van 'n moeder, Monica. En terwyl hy in 'n parkie sit, hoor hy die stem van kinders wat sê tolle lege, wat beteken tel op en lees, tel op en lees. En hy vat 'n Latynse Bybel en hy lees die woorde van Romeine 13 vers 13 en 14. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. En hierdie verse in Romeine gebruik die Here om Augustinus se hart te vernuwe. Hy word wederbaar, hy word 'n kind van God. En hy word 'n man na wie ons vandag nog verwys as die ou wat groot werk gedoen het, intellektuele reuse werk, titaniese stryd gevoer het teen baie teologiese kwessies. Want Monica, sy ma, het aanhou bid. Ons moet bid. Ons moet aanhou bid. Ons moet nooit moed opgee nie. Bid vir jou kinders. Bid vir jou kleinkinders. Hou aan bid. Abraham is vir ons 'n voorbeeld. Maar hoor wat sê die Here vir Abraham, en hier is 'n interessante saak. Vers 19. Toe antwoord God. Onthou hy sê, mag Ismael ewig lewe. So hy bid vir die redding van Ismael. Hy bid daai geestelike seun wat die Here vir hom beloof het, bid hy nou vir sy seun Ismael, want hy dink, dis nou die een, dis die erfgenaam. Hoor wat sê die Here vir hom in vers 19. Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar. So jou vrou sal vir jou. Baie duidelik, daar's nie onduidelikheid daar nie. Jou vrou sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Isak noem. En ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. God was besig
om meesterlik, hy is die argitek bouer van die geskiedenis, van ons lewens, van alles. Hy's besig om vir sy kerk iets te demonstreer. En Paulus gebruik hierdie voorbeeld in Galasiërs 4 vers 22 tot 28 as 'n illustrasie. Ken jy die illustrasie? Ismael is die oudste seun. Hy is die seun gebore uit die vlees, want dit was 'n vleeslike poging om God se belofte waar te maak. Ons het mos daaroor gepraat. So Ismael word in Paulus se preek die illustrasie van die werke van die vlees, die werke van die wet, die werke van ek gaan uit my eie uit God behaag. Ismael, die seun van die slaaf, gebore in die vlees, simboliseer die werke van die vlees. Isak, die beloofde seun, die seun van Sara en Abraham, Galasiërs 4 vers 23, simboliseer vir ons saligheid uit genade alleen, deur geloof alleen. Dis die illustrasie. So die beeld wat Paulus gebruik, wys heen hierna. En nou wil ek vir dit sê. Kinders van God word nie gebore uit die werke van die vlees nie. Wat beteken dit? Dit klink soos iets wat dominees sal sê, dit klink soos deel van 'n preek. Dit beteken, jy kan nie met jou eie pogings, jy kan nie uit jou eie iets doen, enigsins help, enigsins bydra, enigsins God net probeer assisteer in jou saligheid nie. Dis Ismael, dis die werke van die vlees. Maar Isak is die beloofde een. So God se soewereiniteit word gesien ook verder. Galasiërs 4 vers 28. Maar ons, broeders, is soos Isak kinders van die belofte. God het gesê ek sal my kerk bou. God het gesê hy sal sy werk doen. En as jy 'n kind van God is, dan kan jy sê jy's soos Isak, 'n kind van die belofte. Maar God se soewereiniteit word ook gesien in die naam van die seun, vers 19. Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Isak, die Hebreëse naam, hy val eintlik lekker op die oor as jy die Hebreëus ken. Yitzchak. Die is vir die Amerikaners altyd moeilik om te sê. Dis vir my lekker om te hoor hoe hulle maak 'n sj amper daarvan, maar dit is nie, is Yitzchak. Dit beteken lag. Isak se naam beteken lag. Daar is blydskap in die môre vir die wat op God wag. Maar ek wil hierdie vers vir u in die English Standard Version. Jy kan hom gaan kyk in die Engelse vertalings. Die meeste van die Engelse vertalings het hom reg. Daar staan die volgende: God said no. Jy het dit nie in die Afrikaans nie. In die Afrikaans sê hy net voorwaar, ek sal vir jou, vir Sara en vir jou 'n seun gee. Hier staan God said no. But Sarah, your wife, shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him. Die ewige, soewereine God sê vir wie gee hy saligheid en vir wie nie. En hier sê hy vir Abraham, aangaande Ismael sê hy, nee. Nee. Daar's 'n nee en daar is 'n maar. God sê nee, nie Ismael nie, maar Sara gaan 'n seun baar en jy moet hom Isak noem. Daar's 'n nee en daar's 'n maar. En weet jy wat beteken dit? Dit verwys na God se soewereine verkiesing. Hoe kan hy dit doen? Hy's God. Hy's soewerein. Hy sê nee, maar die een. Hy antwoord Abraham se gebed. Hy bepaal, hy beskik, en dis hoe dit gebeur. Hy kies. Dis soos Paulus dit stel in Romeine 9 vers 16. So hang dit dan nie af van die een wat wil, of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Hy praat van saligheid.
Dit hang nie van jou en my af, hoeveel ons doen, en wat ons gee, en hoeveel ons kerk toe gaan, en hoeveel keer ons Bybel lees, dit hang nie daarvan af nie, dis God wat barmhartig is. Ismael is nie ingesluit in die genadeverbond nie, en tog seën die Here hom, tog gee die Here vir hom, terwille van Abraham se gebed, gee die Here vir hom seën. Hoor wat sê hy in vers 20, ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor, kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon, 12 vorste sal hy verwek, en ek sal hom 'n groot nasie maak. Nou interessant, 12 vorste uit Ismael, terwyl ons weet, uit Isak gaan nou ook 12 vorste kom, die 12 seuns, wat die 12 stamme van Israel gaan word. So is interessant, nee, daar is ons baie daaroor te sê, waaroor ons nou nie tyd het nie. Ismael is geseënd, alhoewel hy 'n seun van die vlees is, gebore in ongeloof, gebore as gevolg van die werke van die vlees, nogtans God se algemene genade is oor hom. Maar nou wil ek 'n les hier uithaal. Ek wil vir u sê, ons moet leer om tevrede te wees, wanneer God ons gebede beantwoord op 'n manier, wat vir ons teleurstellend is. Kan ek dit weer sê? Ons moet leer om tevrede te wees, wanneer God ons gebede beantwoord op 'n manier wat teleurstellend vir ons is. Hoekom? Want God weet die beste. Hy is soewerein. Ons bid vir iets, en weet jy, God beantwoord altyd gebede. Soos die een ou dominee ons altyd gesê het, partykeer is dit ja, partykeer is dit nee, partykeer is dit wag. Ons hou nie van die nee nie, ons hou ook nie van die wag nie, ons soek altyd ja. Maar Jakobus sê, jy bid verkeerd. Baie keer bid ons verkeerd. In baie gevalle moet ons na die Here toe gaan en sê, Here, ek weet nie wat is u plan nie. Hier is wat ek van u vra. En ons kan vra, hoor, ons kan vra. Here, sal u my genees? Sal u my help om die pos te kry? Sal u my kind help? Hulle sit in 'n moeilike situasie. Jy weet, dis dinge, praktiese dinge. Dan bid ons en ons sê, Here, sal u dit doen? En as die Here antwoord op 'n manier wat ek nie wil hê nie, dan moet ons soos Abraham. Al verstaan jy dit nie, al weet jy nie hoekom nie, val maar net op jou aangesig en sê, Here, u weet die beste. U weet die beste. Ons moet buig in aanbidding voor die soewereine God. En kan ek vir u sê, en ek sê dit nie met sommer maar net nie. As daar in daai buig voor God, as daar in daai tye trane oor jou wange rol, die Bybel sê, hy self sal daai trane afvee. As daar ma's en pa's is wat huil oor hulle kinders, en hulle bid vir hulle kinders, Here, sal u ingryp, en die Here antwoord op 'n manier wat nie vir ons lekker is nie. Ja, dit is seer, dit maak seer, dit is nooit aangenaam nie. God beloof, hy sal self daai trane afvee. Dikwels sal ons God later dank, bloot net vir die feit, dat hy my nie gegee het wat ek gevra het nie. Weet jy, dit het al gebeur met mense wat hier sit, ek weet dit het al met my gebeur. Ek herinner my aan 'n geval waar Donald Grey Barnhouse, die ou Engelse, Amerikaanse dominee, hy het vertel van 'n meisie wat na hom gekom het en gesê het, hier is dit nou, daar's 'n mannetjie en ek wil met hom trou, die Here, dis wat die Here vir ons wil hê, so sy vra vir Donald Grey Barnhouse, bid saam met my dat hy my sal vra om met hom te trou, want sy wou graag 'n man gehad het. Ek weet nie of Donald Grey Barnhouse, ek kan nie onthou of hy gebid het daarvoor nie, maar hy sê jare daarna, 'n ruk daarna, toe word die jong man se karakter openbaar. En die meisie kan sien wat 'n gruwelike karakter hy eintlik het. En sy kom en sy sê vir hom, ek is so bly, God het nie my gebed beantwoord nie. Dit gebeur. Ek is so dankbaar, die Here het nie vir my gegee wat ek wou hê nie. Jy sien vriende, ons kyk in 'n spieël, ons kyk in 'n raaisel. Ons weet nie hoe die dinge moet uitwerk nie. En as dinge gebeur wat ons nie verstaan nie, dan moet ons nie probeer om altyd verklaringe te hê nie. Ons moet soms net, soos wat 'n dominee baie keer moet doen, moet ons besef, ons het te doen met 'n God wat soewerein is. Hy weet wat hy doen. Hy is almagtig. Al werk ons planne nie uit nie, sy planne werk wel altyd uit. Vir Abraham sal dit uitwerk in 'n seun. Vers 21. God sê, maar my verbond sal ek oprig met Isak. En weer eens baie duidelik, sonder enige raaisels of enigiets, Isak, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar.
God se beloftes word soewerein gegee. God se beloftes word waar, selfs al lyk dit onmoontlik. Maar dit bring ons by die laaste gedagte. En dit is oor die reaksie. Geloof reageer op God se beloftes deur gehoorsaamheid. Ware Bybelse regte geloof reageer op God se beloftes deur gehoorsaamheid. Kyk na vers 22 wat ons gelees het. En nadat hy, dis God, klaar met hom, dis Abraham gespreek het, het God van Abraham af opgevaar. Ek wil 3 maniere noem waarop Abraham se gehoorsaamheid manifesteer. 3 maniere wat jy in die volgende paar verse sien. In die eerste plek, dit was 'n versigtige gehoorsaamheid. 'n versigtige gehoorsaamheid. Vers 23 sê, daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abraham, en hy het die vlees van hulle vooruit nog op daardie selfde dag besny, soos God met hom gespreek het. Versigtig. Hoekom sê ek versigtig? Wat moet ons doen terwyl ons wag op God se beloftes? Wat moet ons doen terwyl ons wag dat God sal doen dit wat hy beloof? Jy moet versigtig gehoorsaam wees. Ek bedoel daarby, wees puntenerig met die manier waarop jy God gehoorsaam. Wees presies met die manier waarop jy doen wat God sê. Die Here gee duidelike instruksies. Daar's nie onduidelikheid hier met Abraham nie. Jou vrou Sara, jy, volgende jaar hierdie tyd, het julle 'n seun. En terwyl hy wag, wat doen hy? Hy doen wat God gesê het. Dis die bewys van ware geloof. Die beste illustrasie is Noag wat ons hanteer het. Noag sê, van hom word gesê in Genesis 6 vers 22, en Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Net soos wat die Here vir hom gesê het. Hy was versigtig gehoorsaam. Dis 'n goeie maatstaf vir die kerk, né? Hoe moet ons kerk wees? Wat moet ons doen? Ons wag vir die beloftes van die Here, ons wag vir sy wederkoms. Wat moet ons doen in die tussentyd? Wees versigtig gehoorsaam. Hoe bepaal ons wat moet ons doen? Moet ons 'n meningspeiling hou, jy weet, hande opsteek en vra wat wil julle hê? Hoe moet ons maak? Nee. Ons doen wat God gesê het ons moet doen. Ons is versigtig om te doen dit wat God gesê het ons moet doen. Selfde vir ons gesinne. Watter rigting slaan ons in? Wat moet ons doen? Wees versigtig om te doen dit wat God gesê het jy moet doen. Tweedens, dit was 'n duur gehoorsaamheid. Vers 24 lees ek tot vers 27. En Abraham was 99 jaar oud toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. En sy seun Ismael was 13 jaar oud toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny, en al die manne uit sy huis, van sy huis, die wat in sy huis gebore en die wat van vreemdeling met geld gekoop is saam met hom besny. Die gedagte hier is, dit gaan jou iets kos. Luister vriende, dit was 'n prys om te betaal. Vir Abraham, vir Ismael, vir al die mans in sy huis. En ek wil vir u sê, die beginsel is duidelik. As jy kies om standpunt in te neem vir die Here, as jy kies en jy sê ek gaan vir die Here lewe, en jy neem standpunt in oor praktiese kwessies, ek waarborg jou, jy gaan vriende verloor, jy gaan gewildheid verloor, jy gaan stemme verloor as jy politikus was. Jy gaan definitief teenkanting kry. Hoekom? Want as jy vir een ding ja sê, sê jy vir iets anders nee. As jy sê ek wil Bybel lees, dan gaan jy minder moet slaap. As jy sê jy wil maar word, sal jy meer moet oefen. As jy vir een ding ja sê, moet jy verandering nee sê. Dis maar net hoe die lewe werk. En met die geestelike dissipline is presies dieselfde. As jy standpunt gaan inneem en jy gaan vir die Here sê ek wil u gehoorsaam, gaan jy sekere goed verloor. Besigheidsmanne gaan dalk wins verloor as jy sê ek gaan 'n reguit pad loop. Vir sommige mag gehoorsaamheid beteken dat jy alleen gaan bly en nooit gaan trou nie. Dit kan wees. Vir sommige mag dit beteken dat jy die hoogste prys gaan betaal. Dat jy gaan sterf. Dit kan. Dit behels. Dit gaan jou 'n prys kos. Maar derdens, laastens, dit was onmiddellike gehoorsaamheid.
Vers 23 en vers 26, daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, almal wat met sy geld gekoop is, en dan hierdie woorde, op daardie selfde dag is hulle besny. Vers 26, op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny. Kom ons wees eerlik vriende, maak nie saak op watter dag die 1 Januarie val nie, as jy nie op die 1 Januarie begin met jou nuwejaarsvoorneme nie, dan is die kans baie sleg dat jy daarby gaan uitkom. Wees maar eerlik met jouself, jy gaan dit nie doen nie. As jy dit nie dadelik doen nie, gaan jy dit nie doen nie. Matthew Henry skryf oor hierdie gedeelte, hy sê, while the command is yet sounding in our ears, and the sense of duty is fresh, it is good to apply ourselves to it immediately, lest we deceive ourselves by putting it off to a more convenient season. Daar's mense wat sê, ek moet Bybel lees, ek moet bid, ek moet meer doen vir die Here, ek wil nader aan die Here leef. Doen dit nou. Moenie wag tot môre, môre kom nooit. Doen dit nou. As jy dit nie gaan doen terwyl die woord vars op jou hart is nie, dan gaan jy ook nie later dit doen nie. Daarom moet jy dit nou doen. So Abraham was gehoorsaam omdat hy geglo het. En hy het geglo omdat hy geweet het God is by magte om die onmoontlike te doen. Hy's El Shaddai, hy het dit geglo. God het homself verheerlik en hy maak dit vir Abraham so moeilik as moontlik en nogtans sê Abraham, ek is so dankbaar. Here, laat dit wees. Hy buig voor die Here, hy gee homself vir die Here. As jy deur die teleskoop van die geloofsgeskiedenis kyk en jy kyk vorentoe van Abraham af, dan sien jy daar is 'n volk. Belangriker is Israel. Daar is 'n volk wat mense is wat aan Jesus behoort. Daar is 'n volk van wie die Bybel sê hulle sal in ewigheid sal hulle God se eiendom wees. Verder as dit kyk ons nie net en ons sien vir Isak wat toe gebore is, want ons sal nou daarby kom ander jaar. Dis nie wanneer ons daarby gaan kom nie, maar ander jaar sal vir hulle gebore word. Maar ons sien daar word 'n seun gebore. Ja, miskien Dawid, wat koning is, en hy het ook gekom, maar na hom, die Messias, die seun, wat hier ter sprake is, die Messias koning, God onder ons, en dis deur hom, wat u en ek gered moet word. Geloof sien nie net vir Isak nie, die direkte seun nie, geloof sien die Messias, sien die Christus, dit wat nog selfs meer onmoontlik is, en luister hierna, wat nog van 'n vrou wat te oud is om babas te hê? Wat van 'n maagd wat 'n seun in die wêreld bring? Nog meer onmoontlik is hierdie seun se geboorte. Nog meer fantasties is sy geboorte vir ons. Maar dis waardeur ons gered word. So ek wil vir u sê, godsdiensoefening kan 'n boosheid wees as jy dink dit gaan jou in die hemel bring. Doen dit so, lewe dit. Jy weet, ons het mos altyd ons dingetjies so maak, hè. Dis nie wat jou in die hemel bring nie. Dis die lewe van dankbaarheid, omdat ek dankbaar is vir die Here se redding, daarom doen ek dit. Maar ons moet leer om op God se beloftes te staan. Ons moet leer om te sê, Here, ek doen hierdie want U het gesê. Ek wil hierdie gehoorsaam want U het gesê. Daarom is dit belangrik. En dan word ons soos Abraham gelowiges genoem. In die ware sin van die woord, nie in die algemene nie. Maar gelowig is, omdat ons sê, God het gesê, daarom doen ek. Mag die Here hierdie woord gebruik, en mag die Here ons harte warm maak, om te sê, Here, ek wil myself vir U gee, ek wil U dien, met alles wat in my is. Mag hy verheerlik word. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons loof U as die troue Here. Ons loof U as die een wat 'n waarmaker is van U woord. Ons aanbid U as die een wat U woord vir ons gegee het en wat vas staan. U woord is op skrif vir ons bewaar. Deur die eeue het U dit vir ons bewaar en ons wil dit vashou. Ons wil krampagtig. Ons wil met wit kneukels in ons hande wil ons daaraan vasklou, want in ons tyd is alles besig om uitmekaar uit te val. Maar ongeag hoe dit lyk, ongeag wat die maklike pad sal wees, ons wil die pad loop wat U wil hê ons moet loop.
Ons wil U volg, ons wil U gehoorsaam. Dankie vir die voorbeeld van Abraham, maar belangriker, ons wil nie net dankie sê vir Isak nie, in hierdie kosbare verhaal. Ons wil dankie sê vir Jesus. Want dit was die antwoord wat die apostels gegee het. Hoe moet ek gered word? Vra mense. Glo in die Here Jesus Christus. Vertrou op hom, ken hom, vertrou hom vir jou saligheid en jy sal gered word. Dankie dat dit ons sekerheid is en dat ons daarin kan vlug en dit met angstigheid kan aangryp om nooit te laat gaan nie. Bo alles, baie dankie dat U met ons praat. U gee vir ons die genade en ons loof en ons prys U heilige naam. Amen.